So ons praat oor in die skadu van die kruis en vanmôre is dit die laaste deel van hierdie kort 4 weke reeks. En al maak ons vandag hierdie reeks klaar, het ek in my notas geskryf, leef ons steeds elke dag in die skadu van die kruis. Ons kan nie van die kruis af wegkom nie. Ons wil ook nie daarvan af wegkom nie. Want is dalk dwaasheid vir hulle wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Dis ons boodskap. Dis ons lewe. En as jy nou bygebly het, het sy of jy hier was of net weer geluister het, en ek wil jou weer gaan aanmoedig, sal jy onthou dat die vorige 3 het ons 'n titel gegee, dat die kruis werp 'n skade weer op. Eerste een was op ons harte. Onthou julle nog, die godsdienstige leiers, daar om die kruis, hulle hartvogtigheid, hulle hartdraandheid. Maar die kruis werp ook 'n skadu oor ons besluitneming. Onthou julle Pilatus, hierdie man wat eintlik goed wou doen. Hy wou Jesus vrylaat. Maar daar was 'n probleem, sukses en besluitneming het dit vir hom moeilik gemaak, en aan die einde van die dag, nadat hy desperaat die bak probeer paas het en alles gedoen het, is hy in hierdie posisie, want hy wil nie opstaan vir wat reg is nie. Dis belangrik. En dan verlede Sondag het ons gepraat oor dat die kruis ook 'n skadu werp oor ons lewens. Onthou jy die disippels en hulle vrese en hulle hardloop weg. Hulle was bereid om te veg, maar op hulle terme. Maar toe Jesus sê nee, ek het hiervoor gekom, toe vlug hulle. Vanmôre kan ons nie by dieselfde titel bly nie. En het ek die titel so 'n bietjie verander, want die skadu van die kruis openbaar wie God is. Want Jakobus sê vir ons, en dis nou nie op die bord nie, maar Jakobus sê vir ons, dat daar by God is daar geen skade weer van ommekeer nie. Die Passion Translation sê, no hidden shadows or darkness. So die kruis werp nie 'n skade weer op God nie. Maar die skadu van die kruis openbaar wie God is, en jy gaan dit nou verstaan. So eintlik vanmôre kom werp die kruis lig, want God is lig. En vanmôre staan ons stil by Jesus. Jesus aan die kruis. In daai laaste oomblikke, voor Jesus sy laaste asem uitblaas, lees ons in die evangelie van Matteus en van Markus, dat Matteus skryf in Matteus 27 vers 46, hy sê, en omtrent, min of meer, plus minus, hy was ons nie daar nie, nee. So hy sê omtrent die 9de uur, het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is my God, waarom het U my verlaat? Markus skryf in Markus 15 vers 34, en die 9de uur, het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Wat as dit vertaal word beteken, my God, waarom het U my verlaat? Ons ken hierdie woorde. Ons het dit al gelees. Ek dink jy het al baie preke hieroor gehoor. Maar dis die baie bekende prediker A.W. Tozer wat die volgende gesê het, en ek wil hê ons moet net vir 'n oomblik daaroor dink. Hy sê, what I think about God is the most important thing about me. Wat ek omtrent God dink, is die belangrikste ding omtrent myself. Dink vir 'n oomblik daaroor. Wat ek oor God dink. Oor my siening oor God. Ek en jy het 'n keuse gemaak vir God, omdat ons 'n sekere persepsie, 'n sekere beeld, 'n sekere siening het oor God. Maar weet jy dat mense God verwerp, omdat hulle 'n sekere siening het oor God?
Mense keer hulle rug op God en hulle wil hom nie aanvaar nie, want hulle voel, nee, God is onregverdig. God is 'n onregverdige God, want God het dit toegelaat en God het daai toegelaat. Ek en jy omarm God, want ons voel God is barmhartig en liefdevol. Maar dis ook ons siening oor God wat maak dat ons sekere goed doen en sekere goed nie doen nie. Want ons doen sekere goed nie omdat ons besef God is 'n groot heilige God. God is 'n ewige God. Ander mense doen wat hulle wil want vir hulle maak God nie saak nie. Want dis hulle siening oor God. Luister wat sê Tozer, hy sê what I think about God is the most important thing about me. Sal jy dit daar in jou gedagtes net vashou? Ons gaan weer daartoe terugkom. En ek en jy die wonderlike voorreg van die skrif. Ons het die Bybel. En dink vir 'n oomblik daaroor. Wat kom doen die Bybel? Hy kom eintlik God aan ons openbaar. Hy kom sê vir ons wie God is. En as 'n mens na die Bybel kyk, dan sien ons die hoogtepunt, die groot openbaring van God aan die mensdom is niemand anders as Jesus nie. As jy kyk na die Ou Testament, die profesieë is alles eintlik maar voorlopers wat gepraat het oor die Messias, Jesus wat sou kom. En toe Jesus kom, wat doen hy? Toe kom openbaar hy wie God die Vader is. Is jy met my? Toe kom openbaar hy dit. En daarom skryf Johannes, hy sê, wanneer hy oor Jesus praat, dan sê hy, in die begin was die woord, en die woord was by God. En die woord was God. En niks wat ontstaan het sonder hom ontstaan nie. Sjoe, dis groot woorde. Jesus kom openbaar God. En dan sien ons in die middelpunt van al hierdie openbaring staan wat? Die kruis. Die kruis. Dis die middelpunt van hierdie openbaring. En die afgelope paar weke het ons by die kruis stil gestaan en veral na die skadu van die kruis gekyk. En ons het vir mekaar gesê, wat het die kruis kom doen? Hierdie skadu weer, hy het ons harte kom openbaar. Hy het ons harte kom blootstel. Die kruis het nie net die godsdienstige leiers se harte geopenbaar nie, hy het ook ons harte geopenbaar. Wat dit in ons harte is. Of ons ook op daai plek kan kom ten spyte van mense se spot, ten spyte van die kwaad wat mense jou aanrig, om te kan sê, Vader, vergeef hulle. Maar dit het ook ons besluitneming so 'n bietjie kom ontbloot van, is ek bereid om ja te sê vir sekere goed en nee te sê vir ander goed, ten spyte van wat ek dink die implikasie kan wees, om die groter doel daarin te sien. Dink so 'n bietjie oor ons lewens en veral oor ons vrese en hoe ons gedryf word baie keer deur ons vrese. En is hierdie skade wees wat 'n klomp goed kom openbloot het of kom ontbloot het. Maar vandag gaan ons seker by die mees profound skade wees stil staan. En ek wil hê jy moet vanmôre mooi luister en party van die goed wat ek met jou gaan share is hoe ek dit voel of sien of ervaar en jy kan dalk anders daaroor voel, maar hoor my uit vanmôre. En dis eintlik die hart. Want hierdie skade weer openbaar eintlik vir ons wie God is, wat sy natuur is, sy hart is, sy wese. En dit vind ons in hierdie woorde van Jesus aan die kruis. My God, waarom het U my verlaat? En dis hierdie woorde wat baie vrae laat ontstaan. En ek het so 'n bietjie gaan kyk wat sê mense. Want kan jy nou vir 'n oomblik dink dat Jesus
wat deel is van die drie-eenheid hier aan die kruis, eintlik vir sy Vader vra, vir God vra, waarom? Waarom het U my verlaat? Die vraag is seker, het God dan regtig sy rug in hierdie oomblik op Jesus gedraai? Het God hom verlaat? Het God hom versaak op hierdie moeilike oomblik? En ek dink, deel van die rede hoekom ons kan dink dat dit so kan wees is, as ons dink oor sonde. Kom ons dink bietjie vir 'n oomblik oor sonde. Aan daai kruis dra Jesus die sonde van die ganse wêreld, die ganse mensdom. Ek en jy leef in ons eie wêreldjie. Ons weet nie waarmee mense besig is nie. Ons leef in 'n bubbel. Ons het baie keer nie idee nie. Maar daarna hy kruis dra Jesus die wreedheid van sonde, die vuilheid van sonde, die korrupsie van sonde. Hy dra dit alles. En die mens kan net dink, well, it's just too much. Dis net te veel. Dis net te veel om te aanskou. En 'n deel van ons wil sê, nee, as ek dink aan die sonde en die verskriklikheid daarvan, kan dit wees dat God vir 'n oomblik sy rug daarop draai. Maar daar's 'n ander groter deel van ons wat wil sê, nee, sekerlik is God groter as hierdie sonde, as hierdie vuilheid. Ons aanvaar dat God 'n heilige God is en dat sonde onheilig is, en ek hoef jou nie daarvan te oortuig nie. Maar ek kan nie dink dat God nie die sonde wil aanskou of in die gesig staar nie. Want as God sy rug daarop draai, is ek en jy, elkeen van ons wat hier sit vanmôre verdoem. Want Jesus is tog te midde van die sonde gebore. Ek kan nie myself indink om te dink dat God die Vader sy seun Jesus Christus sou verlaat het of sy rug op hom draai terwyl hy daar aan die kruis gehang het nie. Want tog is een van God se beloftes, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy sê dit vir Jakob, hy sê dit vir Moses, hy sê dit vir Dawid, hy sê dit vir Josua, hy sê dit telke male vir die volk Israel, ten spyte van die feit dat hulle rug op hom draai, bly God vir hulle sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Dawid skryf in Psalm 27 vers 10, en jy kan dit net neerskryf en gaan kyk as jy wil, hy sê, al sal jou vader en jou moeder verlaat, nie ek sal jou aanneem. En dan kom die Hebreërs skrywer later, en dan sê hy hier, hy kom herhaal dit weer, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. So, ek is van mening, of is my oordeel, ek dink nie God het Jesus aan die kruis verlaat nie. Maar wat ek wel dink, is dat Jesus op daai oomblik ervaar dat God hom verlaat het. En dit maak vir my sin. Want dink vir 'n oomblik so bietjie aan jou eie lewe. Wanneer jy iets gedoen het wat verkeerd is, wanneer jy gesondig het, wat is die eerste gevoel wat jy kry? Daar's 'n gevoel van skaamte, van skuldgevoel, né? Is dit so? En die eerste ding wat ons dan doen wanneer ons gefouteer het en sonde gedoen het en hierdie skuldgevoel en skaamte kom oor ons, die eerste ding wat ons doen is nie om na God toe te draai nie, dis om van God af weg te draai.
Want ek voel vuil. Ek voel onwaardig. Ek voel ek kan nie weer na God toe gaan nie, want ek het al hoeveel keer na God toe gegaan oor hierdie selfde ding, en hoeveel keer het ek dit bely, en soveel keer het ek dit weer en weer gedoen. En dit voel vir my, God het genoeg gehad. En dis presies wat die sonde doen. Dit laai hierdie skuldgevoel op ons. Dink vir 'n oomblik oor Adam en Eva. Hulle luister na die leuen van die vyand. Dis mos gewoonlik waar die oorsprong van sonde, nie by die duiwel nie, maar sy leuns, en ons luister daarna. Hulle luister, hulle oortree, en nou wat gebeur? Hulle voel skaam. Hulle voel nou ewe skielik naak. Hulle was nog altyd naak. Hulle het nie besef nie. En wat doen hulle? Hulle hardloop weg, hulle gaan kruip weg. En weet wat vir my so mooi? God kom uit gewoonte uit, op dieselfde uur, soos elke dag, daag God op. Dink ons vir 'n oomblik, God het nie geweet? Natuurlijk het hy geweet. Maar hier is die bewys. Ten spyte van, daag God nog steeds op. Is dit nie wonderlik nie? Hy daag nog steeds op. Hulle kruip weg. Want dis wat sonde doen. Hy laat my sleg voel, hy laat my skuldig voel, en dan hardloop ek weg van God af, in steede dat ek na God toe hardloop, en dan kruip ek weg. Maar weet jy wat? God daag nog steeds op. Toe Dawid gesondig het met Batseba, in Psalm 51, sê Dawid daar, hy sê, Here, verwerp my tog nie van die aangesig af nie. Moet my net nie weggooi nie. Moet tog net nie die Heilige Gees van my al wegvat nie. Hoekom sê Dawid dit? Hy voel hy verdien dit. Hy verdien dat God sy rug op hom moet draai. Hy dink hy verdien dat God hom moet verwerp, sy gees van hom af wegvat. Dink bietjie aan Judas, en ons het oor hom gepraat in hierdie reeks. Hy doen hierdie verskriklike ding. En dan voel hy, ja, ek is net te ver. God sal my nooit kan vergewe nie. En hy besluit om sy eie lewe te neem. Want dis wat skuld doen. Is net te veel, is net te erg. Dink aan Petrus. Hy gaan kruip weg. En wat doen Jesus? Jesus sê vir die ander disippels, luister, gaan sê julle vir Petrus, ek het waarlik opgestaan. Hoor jy vanmôre iets? Hoor jy vanmôre? En ons weet, ons ken hierdie gevoelens, want dis presies wat gebeur met ons ook. Ek wil nou nie vra, het jy dit al ervaar nie? Maar het jy al ervaar, ek kyk nie vir jou nie. En nou hier aan die kruis, is dit wat Jesus ervaar. Hy ervaar hierdie sonde las, hierdie skuldgevoel, hierdie skaamte, en wat voel hy? Hy voel, God het my verlaat. Nou weet jy hoe moeilik was dit vir Jesus? Want hy en die Vader was altyd een. In Johannes 10:30 sê Jesus, ek en die Vader is een. Daar was altyd hierdie verbintenis. Onthou julle, wat het gebeur toe Jesus in gehoorsaamheid hom laat doop het? Toe is daar 'n stem uit die hemel uit. Die stem van die Vader. Hierdie is my seun in wie ek welbehaag het. Daar's 'n bevestiging van hierdie verbintenis. Lees die evangelies, dan sien ons dat Jesus en die Vader was so. Hy sê, ek doen niks uit myself uit nie, ek praat nie eens uit myself nie, ek sê en doen net wat die Vader my sê. Daar's hierdie eenheid, daar's hierdie verbintenis, daar's hierdie connection. Onthou julle nog die WAF?
Maar nou is dit ons sonde. Die sonde van die ganse mensdom op Jesus, wat hierdie verbintenis verbreek. En wat ervaar Jesus? Hy ervaar, God is nie hier nie. God is nie hier nie. Geliefdes, dis wat sonde doen. Dis wat sonde doen. Ek voel ver van God af. Ek voel God verlate. Ons ken mos daai woorde. Ons ken daai woorde. Nou ervaar Jesus dit. Geliefdes, ek dink die mees pynvolste ding wat 'n mens kan ervaar is verwerping. Nou die aand, ek weet nie of julle gesien het nie, was Stefans Kutse, julle onthou hy was hier, die wit wolf, toe sy op Kwela. Toe vertel hy weer hoe hy 5 jaar oud was en sy ma gee vir hulle geld om sweets te gaan koop en toe hulle uit die winkel uitkom met die sweets, toe is hulle ma weg. Onthou julle daai getuienis? Hy het dit mos hier vertel ook. En hy sê, en daai verwerping, dink vir 'n oomblik aan Jesus, sy verbintenis, ek en die Vader is een. En nou, hierdie sonde, hierdie skuldlas wat op hom is, wat ervaar hy? Verwerping. Ek het hier geskryf, hier is Jesus aan die kruis en hy voel verlate, forsaken. Hy voel verwerp, abandoned. En dit, as gevolg van jou en my, ons skuld, ons sonde, ons skaamte. Nou Jesaja 53 sê, hy sê, Jesus het ons skuld op hom geneem. Maar toe dink ek hieroor, as ek dit so lees, dan voel dit vir my so, dat hierdie sonde is nou soos 'n groot klip, wat iemand dra. Maar dit voel toe so, of dit aan die buitekant is. Ek dra dit. Dit is swaar, maar dit is buite my. En toe ek hieroor dink, kry ek, onthou julle daai prentjie van Hercules, wat die wêreld op sy skouers dra? Maar dis wanneer ons die woorde van Petrus lees. Sit dit gou vir my op, Marinda, dankie. Daar het ek 'n prentjie van Hercules. Dis buite. Maar wat sê Petrus? Jesus het selfs ons sonde in sy liggaam gedra. Nie buitekant nie. As jy deur 'n moeilike situasie of omstandigheid gaan, dan kan ek vir jou sê, ag, ek voel saam met jou, ek dra jou pyn. But it's outside of you. Dis 'n ander ding om die pyn binne in jou te dra. Hoor wat sê Petrus? Jesus het nie ons sonde skuld aan die buitekant gedra, soos 'n 50 kg sak hier op sy skouer nie. Hy het dit binne in sy liggaam gedra. Ja, vanmôre, toe ons daai eerste lied voor die tyd, daai woorde van daai lied, ek weet dis 'n moeilike vreemde lied, maar daai woorde is so intens. Kyk wat sê hy. Hy het dit binne in hom gedra, sodat ons dit kan afsterf. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So, Jesus dra nie ons sonde skuld, ons skaamte buite aan hom nie.
hy dra dit binne in hom, in sy liggaam. Kan jy vir 'n oomblik dink, hoekom ervaar Jesus 'n verlatenheid? Ek en jy sukkel net om ons eie skaamte en ons sondeskuld te dra. Kan jy dink, Jesus het die wêreld, die ganse mensdom sin gedra aan die kruis, in sy liggaam. So, dis profound. Dis profound. Geen wonder hy voel verlate nie. Geen wonder hy roep uit, my God, my God. Hy sê nie my Vader nie. Hier's nou 'n ander verhouding. Hoor jy vanmôre? En ek is oortuig dat in daai oomblik is dit nie net Jesus wat hierdie verlatenheid ervaar nie, dis ook God. Want in daai oomblik dra hy die pyn van die wêreld. In daai oomblik ly God. Hoor vanmôre? God ly. Jesus het op 'n dag gesê, in Matteus 7 vers 11, julle wat dan sleg is, wat weet om goeie gawes vir julle kinders te gee, hoeveel te meer sal God die Vader nie, wat in die hemel is, nie gee nie. So ek dink in daai oomblik, toe Jesus hierdie woorde uitroep, toe breek dit God die Vader se hart, om vir 'n oomblik te dink, my seun voel ek het hom verlaat. Ek het hom verwerp. En God lê hier. En ek het hier geskryf, en dit openbaar God se bereidwilligheid om te ly tot voordeel van sy skepping, die mens. Net soveel soos hierdie gevoel van verlatenheid Jesus seer gemaak het, soveel te meer maak dit die Vader seer. En tog in hierdie oomblik kies God om te swyg. Hy word nie geforseer om stil te bly nie, maar hy kies om stil te bly in daai oomblik. En is nie asof sy hande in daai oomblik gebind was om iets te doen nie. God kon. Hy kon optree. Was nie net 'n kwessie van, hy moes maar net toe kyk. Nee, hy kies met sy wil. Want in daai oomblik dra Jesus die volle gewig van die sonde van die mens. Ek en jy kan nie dit begryp nie. Dit is te groot. Ons ken net ons eie sonde. Maar God ken die sonde van die wêreld. En God maak 'n keuse. En dit vir die verlossing van sy geliefde skepping, die mens. En is nie hier waar God se oordeel uitgegiet word in verwerping nie. Nee, dis eintlik hier waar ons God se barmhartigheid ervaar. Want die liefde maak seer. Ons het al 'n uitdrukking gebruik, maar hier is die bewys, want die liefde maak seer, maar die liefde herstel. Die liefde bring genesing. So kan ek dit net vanmôre sê. Ons het 'n geneigtheid om te dink dat as ons gefouteer het of gesondig het en ons kry skaam, daar's 'n skuldgevoel en 'n skaamte oor ons sonde, dat dit 'n vloek is van God. Dis eintlik 'n seën of 'n genade van God. It's not a curse, it's a blessing.
Want dit wys eintlik vir ons God se liefde vir ons. Dat wanneer ek gesondig het en iets verkeerd gedoen het, dan voel ek skuldig daaroor. It's not a curse, dis nie God wat nou my straf nie. Dis eintlik 'n uitnodiging. God se barmhartigheid. Hey. Ek het hieroor gedink. Ek dink miskien, ek weet nie. Ek wil dit ook nooit ervaar nie. Ek dink mense kom op 'n plek waar hy al so ver gevorder is dat hy afgestomp is vir skaamte of 'n skuldgevoel. Hoor jy iets vanmôre? Ek dink dit is genade as ek gefouteer het en gesondig het en ek sê my gewete kla my aan. Dis nie jou gewete nie, dis God se gees. Maar kan jy dink as jy op daai plek gekom het waar jy goed doen en daar's nie meer 'n gewete of God se gees nie meer met jou praat of jy so afgestomp is dat dit nie eens meer aan jou saak maak hoeveel, hoe groter, hoe erger is dit nie. That must be a bad place. So geliefde, die oomblik as ek en jy fouteer en ons voel skaam, moenie wegdraai van God nie. Draai terug, want dit is God se uitnodiging. Dis God se uitnodiging, dat hy nie met jou klaar is nie, dat jy nie op daai plek gekom het waar jy afgestomp het nie. En dis John Wesley wat praat van convicting grace. Onthou julle in 2025 het ons oor daai vyf aspekte van genade gepraat, maar ons het nie in een van daai gepraat oor die convicting grace nie. Hier's nog een, convicting grace. Nou, to be convicted is eintlik, as jy vat, as hulle iemand convict is, om hulle skuldig te bevind. You are convicted of a wrongdoing. Gaan jy tronk toe. So jy is skuldig bevind. Nou dink, hy praat van convicting grace, dit voel so teenstrydig, nee. Hoe kan genade my oordeel of veroordeel of skuldig bevind? Maar Wesley verstaan iets. Dat dit slegs is wanneer ons oortuig word deur ons sonde, skuld en die skaamte, dat ons tot 'n besef kom wat sonde eintlik aan ons doen en die pad waarop hierdie sonde ons vat, 'n pad van vernietiging. So, if there's no more convicting grace in you, you're in a bad place. Dank die Here vir convicting grace. Genade wat my oortuig van sonde, van verkeerd. Dis 'n mondvol, hè? Dis vanmôre 'n mondvol. Nou dat ek dit preek, kom ek agter dis 'n mondvol. Maar God gebruik dit, geliefdes, want hy wil ons by iets groter en iets beter uitbring. Hy wil iets groter en iets beter na vore bring. En dis hier aan die kruis, as Jesus daar hang en ons sonde skuld betaal, dat God in hierdie oomblik swyg. Want God wil iets groter na vore bring. Redding, verlossing, vrymaking, herstel. Ja. Is dit nie amazing nie? Het jy al agtergekom, ons as ouers wil baie keer die gevolge van ons kinders se oortreding en 'n foute wil ons probeer wegvat, or we want to be the net. Jy weet, ons wil nou nie hulle moet die gevolge, we take it away. Jy weet, en dit baie keer kos dit ons baie geld en is dit duur te staan, want ons wil, jy weet, we want to just save the moment. Hoor julle wat ek sê? Die wat ouers is, kan jy jou kan jy dink dat God nie vir 'n oomblik gedink het, ek gaan nie my seun verder hierdeur sit nie. Let me just be the net. Take it away. Is nie asof God Jesus iets moes leer nie.
sit vanmôre klomp goed daar uit, wat ons dalk bietjie moet oordink. Spiritually and otherwise, jy weet. Okay. Sal jy my nog so 'n paar minute gee? Maar dink vir 'n oomblik. Gaan nie terug na die kruis toe. Om hierdie kruis staan die soldate, die godsdienstige leiers, die skare. Kruisigings was nie iets niets nie, dit het elke dag gebeur, en dit het daar langs die pad gebeur. Maar dit is mos nou so, jy weet, ons ry verby goeie goed, maar as daar ongeluk is, dan ry ons almal stadig, want ons almal net kyk. Maar hierdie dag gebeur, daar's mense, daar's die skare, daar's alles hier om hierdie kruis, al hierdie goed gebeur. Hier's spot, hier's verwyte, hier's smeekgebede, everything happens. Sien jy vir 'n oomblik net daai prentjie? Kan jy dit sien? En nou sê Jesus, my God, waarom het U my verlaat? En God bly stil. Daar's 'n stil sweye. Daar's so halwe passiwiteit. Hier gebeur niks. God doen niks. Het hulle nie vir Jesus gesê, as jy mos is wie jy gesê het jy is, dan doen, verlos jouself, verlos ons. En nou sê Jesus wat homself as die koning, as die Messias, as die een wat gekom het van die Vader, nou sê hy, God het my verlaat. Op daai oomblik is God eintlik besig om sy reputasie op die spel te plaas. Onthou julle wat sê Tauser? Wat ek van God dink, is die mees belangrikste ding omtrent myself. Wat dink julle vir 'n oomblik het mense op daai stadium gedink? God sit sy reputasie op die spel. So maklik kon mense dit misverstaan het. God neem 'n risiko. En hoekom neem God hierdie risiko? Want hy weet, daar's iets beter, daar's iets groter. Jesus moes die volle prys betaal. Maar Jesus moes ook sterf. Want is alleenlik toe hy gesterf het, toe hy die dood in die doderyk kon binnegaan. Sodat hy die volmaakte oorwinning oor die dood en oor die sonde kon kry. En die sleutels van die doderyk kon vat. Is julle nog hierso? Ons het vanmôre gesing oor 'n reckless love of God. Ons het nie daai lied gesing net omdat ons gedink het dis 'n mooi lied nie. Ons het hom met opset gekies. Because this is the reckless love of God. Hy stel sy reputasie op die spel. He takes a risk. Wat as Jesus besluit het, it's too much, I'll call 10,000 angels. God risks his reputation. Daaroor dink ek, ja, elke dag neem God 'n risiko op jou en my lewe en op sy reputasie. Want ons sê mos ons is sy kinders. Ons behoort aan hom. Every day he risks his reputation with my life and your life. Okay, this besides the point. Geliefdes, die kruis is nie goedkoop genade nie.
Die kruis is ook nie 'n ontkenning van sonde en die waarheid rondom dit nie. Die kruis is die toonbeeld van boosheid en verwoesting. Die boosheid en die verwoesting van sonde. En niemand het dit beter geweet as God nie. En ek het hierdie woorde gelees van Flannery O'Connor wat sê, what people don't realize is how much religion costs. They think faith is like an electric blanket. Want ek het gedink, miskien gaan jy joune 'n bietjie uithaal nou wanneer die winter kom. So as jy een op jou bed sit, mag jy elke aand herinner word, that faith is not an electric blanket. Hy sê, when of course it is the cross. It's not cheap. Ons het dit goedkoop gemaak. Ag nee, dis maklik. Jy weet, kom net bly jou sonde in. Ja, jy weet, we've made it cheap. En ons val in en ons val uit. En wanneer dit met ons goed gaan en lekker gaan, dan soos hier, en as dit nou swaar gaan, dan ons daar, of as dit goed gaan, dan waai ons, jy weet, dan doen ons alles wat die wêreld doen, en wanneer dit sleg gaan, dan kom ek terug, en dan sê ek, Here, hoekom het U my nou verlaat? Okay, saying too much. It's not an electric blanket. It's not an electric blanket. Geliefdes, so die vraag bly egter, as God dit alles vir ons kom doen het, dink weer aan ons tema, hierdie skade weer openbaar wie ons God is, as God alles gedoen het, sy seun gestuur het, letterlik op sy hande gesit het, toe Jesus daar in die kruis gehang het. Dis die beeld wat ek al, jy weet, hy wil iets doen, maar hy het besluit, hy sit liewer op sy hande, want hy moet homself net in toom hou, om nie iets te doen nie, because there's a bigger picture. As God alles gedoen het, bly die vraag, keer op keer, wat hou ons dan terug? Wat keer dat ons nie in ons totaliteit, in ons ganse menswees, ons self oorgee aan hierdie groot God nie. Kan ek weer vir jou die woorde van A.W. Tozer wys? Is dit dalk ons begrip, hoe ons God sien, of hoe ons oor God dink? Daar's 'n gevaar dat ons kan dink dat God net kwaai en streng is en wreed is, maar daar's ook hierdie ander gevaar dat ons kan dink, ag nee, weet jy, God is soos 'n lekker oupa. Hy laat maar net alles toe. Is dit bietjie verregaande uitdrukking, maar julle hoor wat ek sê. God is net hierdie lekker oom wat net alles toelaat, en at the end of the day, ag nee, hy gaan nie so, nooit sal hy op daai plek kom waar hy mense sal laat hel toe gaan nie. Het julle al gehoor mense sê, nee maar God, is hy so wreed dat hy dit sal doen? Anders sê, nee, hy is nie so wreed, hy sal dit nooit doen nie. Dis wanneer ons nie 'n begrip het van die kruis, en dit wat aan die kruis gebeur het nie, we make it cheap. Okay. So waartoe word ons uitgenooi? Ons word uitgenooi om net weer 'n nuwe begrip te kry van wat op die kruis gebeur het. En toe te laat dat daai skadu van daai kruis eintlik oor ons lewens bly hang. Dat ons konstant bewus sal wees van die prys wat Jesus vir ons betaal het. En dat ons elkeen sal gaan dink oor hoe ons God sien.
Wat is ons siening? Want hoe ons God sien, what I think about God is the most important thing about me. Mag die kruis ons help om God te sien vir wie hy regtig is. Sy groot liefde vir ons en nog soveel meer. Kom ek sluit af met Dallas Willard se woorde. No one can have an adequate view of the heart and the purposes of God of the universe who does not understand that he permitted his son to die on the cross to reach out to all people, even those who hated him. That is who God is. So, we cannot have an adequate view of the heart and the purposes of God. Hierdie God wat toegelaat het, dat sy seun sterf vir die sonde van die wêreld, selfs vir diegene wat hom haat. Maar dis wie God is. Dis wie ons God is. Geliefdes, sal ek en jy in die skadu van die kruis bly leef. Dis ons boodskap. Dis ons lewensboodskap. En mag ons nooit skaam wees vir die kruis nie, of vir die boodskap van die kruis nie. Maar mag ons ook nooit skaam wees vir ons God nie. Ons God wat alles gegee het, selfs sy seun. Maar mag ons ook nooit selfsugtig wees daarmee nie. Kom ons deel dit met ander. Dis nie net vir ons nie. Dis vir die ganse mensdom. Wat van die mense wat saam met jou werk, wat by jou bly en om jou beweeg en waar jy kom. Hoekom is ons soms skaam vir hierdie boodskap? Hoekom hou ons dit vir onsself? Hoekom deel ons dit nie? Hoekom leef ons dit nie? Want ons is selfsugtig. Daar's genoeg van God se genade en sy liefde en sy vergifnis vir die ganse mensdom. Is jy vanmôre bly vir die kruis? Nou, ek is nie bly vir die kruis, ek is dankbaar vir die kruis. Is jy dankbaar dat God besluit het om vir daai oomblik te swyg, sy reputasie op die spel te sit? Want daar was iets groter. Ek en jy. Ek en jy. That's reckless love. Maar weet jy wat? God wil nie net ons God wees nie. Hy wil ook ons Vader wees. Ons Abba. Ons Abba. Net daar waar jy sit vir 'n oomblik, wil jy jou oë sluit en jou hoof buig. Wat dink jy oor God? Ek dink ons almal het al eers in ons lewens gevoel dat God dalk onregverdig is, ver is, wreed is, ons nie hoor nie vir ons omgee nie. Miskien voel jy vandag so. En dalk met reg. Want jy bid al so lank en jy vra al so lank en jy pleit al en jy dit en jy dat. Jesus het ook gevoel, God het hom verlaat.
maar God was altyd daar. God is ook by jou, ook by my. Selfs in daai oomblikke wat ons alleen, verlate of verwerp voel. Al is hy nie daar as 'n skaduwee, hy is daar. En ek wonder of ons net vanmôre in kinderlike eenvoud en geloof net vanmôre ons hande sal uitsteek. En net in die gees sê, ek vat vanmôre hierdie onsigbare, onsienlike God se hande vas. En ek weet, hy is met my. Hy sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. Ongeag wat ek ervaar, ongeag waardeur ek nou gaan, hy is met my. Hy is met my. Hy is met my. En dank hom net daar waar jy sit vanmôre, dat hy met jou is. Dat hy jou Vader is. Dat hy jou Vader is. En dat hy jou in hierdie oomblik uitnooi. Hy nooi jou uit. Ag, hier is so mooi. Antoinette en Betty het net hulle hande so oor hulle bors gekruis. Miskien moet jy dit ook net so nou doen. Voel net vanmôre. Just feel his tender love and his embrace. En sy nabyheid. Your favorite name is Father. God is ons Pa. Hy is ons Abba. In hierdie oomblik nooi hy ons uit net om hom in sy volheid te ervaar en te beleef. Ag, geniet net vir 'n oomblik sy teenwoordigheid, sy nabyheid. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Jesus. Ek wil ietsie share. Ek weet nie hoekom was dit so dat die ou mense maar is wat hulle was nie. Hier's Breggie, sy sal my uitdra. Vir baie jare het my pa nooit vir ons gesê hy is lief vir ons nie. Hy het sy liefde bewys. In many ways. But he never said it. He never said it. Maar ons het op 'n dag gekies, ons gaan vir hom sê, ons het hom lief. In die laaste paar jaar sou hy dit sê. As ons hom sê, Dad, I love you. Sal hy sê, I love you. Maar ons het 'n God wat sy liefde aan ons kom bewys het. Maar wat dit ook vir ons sê. Vanmôre word God baie goed genoem. God Almighty, Lord of creation, Ancient of days, the Holy One. But his favorite name
is Abba. En vanmôre is dit my gebed. En ek het dit in hierdie week besef. Breg het my al gewaarsku daaroor. Gaan 'n dag wees wat jou pa nie maak nie gaan wees nie. Dan gaan jy weet, in hierdie week toe besef ek, my aardse pa is nou weg. Maak dit 'n ewige pa. 'n Abba. So sal jy vanmôre net saam met my opstaan. En net vanmôre jou Abba Vader ervaar en beleef sy nabyheid, sy teenwoordigheid, sy liefde vir jou. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, my God. Jesus. Almighty God, Lord of all creation, Jesus. Ancient of days, the Holy One. So many names you've given us to call you, but one remains, your favorite name. Your favorite name is Father. You love to hear your children calling. You're there to catch us when we're falling. Your favorite name is Father. Almighty God,
is Father. You love to hear your children calling. You're there to catch us when we're falling. Your favorite name is Father. Net daar waar jy staan, wil jy net 'n paar oomblikke uitroep na hierdie groot God. Abba. Abba. Ons Pa. My Pa. Jou Pa. Abba Vader. Die groot almagtige. Die ewige, die onveranderlike. O, Abba. Abba Vader. Here, dankie vir hierdie oggend. Dankie dat U ons Abba is, ons Vader. Dankie vir môre dat die skadu van die kruis openbaar wie U is vir ons. En Here, mag hierdie skadu weer van die kruis, Here, ook ons net herinner aan U groot liefde vir ons. Here, dankie dat U ons Abba Vader is. Dankie dat U met ons is. Dankie dat U ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Dankie dat U ons vashou. My gebed is ook in hierdie oggend dat U deur U Gees wat U gestuur het in U plek, die ene is wat ons troos en vertroos en by ons sal bly, met ons sal wees en in ons sal wees, dat ons ook net bewus sal wees van sy teenwoordigheid. Here, sal U Gees ook die naprediker wees van hierdie woord? Mag U genade, U goedheid en U guns met ons gaan en bly, totdat Jesus kom. Amen en amen.